Ons groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. In hierdie oomblik van tyd kom ons na jou toe met 'n bemoedigende woord. En die bemoedigende woord is dit: wees sterk en vol moed. Daar is 'n pragtige gedeelte wat ons van lees in die woord van die Here in die boek Josua hoofstuk 1, en hier vanaf vers 5 af kom hy met hierdie pragtige woorde. Hy sê: niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, so sal ek met jou wees. En ek sal jou nie begewe en nie verlaat nie. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie? Hier kom hy weer 'n keer. Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Toe het Josua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê: gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê: maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te gaan neem, wat die Here julle God aan julle gee, om dit in besit te neem. Wanneer ons kyk na die boek van Josua, dan sien ons dat die boek van Josua is 'n diepsinnige boek. Dit is 'n boek wat gevul is met krag en kragdade. Die boek Josua is 'n transformatiewe boek. Die volk van die Here is in transisie. Hulle verlaat hulle nomadiese geskiedenis. Hulle verlaat die slawehuis van Egipte. En hier staan hulle aan die begin van 'n nuwe fase van hulle lewe. En jy kan daarmee identifiseer in hierdie dag. Want weet jy wat? Nuwe dinge bring nuwe uitdagings. En hulle uitdaging staan voor hulle. Hulle uitdaging is 'n nuwe land met 'n nuwe lewe. Maar dit gaan wees sonder hulle leier Moses. Moses, 'n man van mag en 'n man van krag en 'n man van gesag. 'n man in 'n klas van sy eie. Daar's nie nog een soos Moses nie, maar sien hom, hier klim hy op teen die berg, net om nie weer terug te kom nie. Wow, nou die vraag, wat nou gemaak? Hoe nou gemaak? Ons is amper daar, maar nou is Moses nie meer met ons nie. Wat gaan ons doen sonder Moses? Wie is ons sonder Moses? Die lewe sal nooit weer dieselfde wees sonder Moses nie. Vraag, het dit al met jou gebeur? Jy weet, net wanneer jy dink dat ek is amper daar, dan gebeur die onvoorsiene, dan gebeur die onbeplande, die onverwagse, die ongenooide. Maar hier is goeie nuus. Die Here wat ons dien, is die God van die voorsiening. Soos wat hy vir sy volk gesorg het. Hy het vir hulle manna gegee om te eet. Hy het vir hulle kwartels gegee om te eet. Hy het vir hulle water gegee uit 'n rots. Hy het vir hulle 'n wolkkolom gegee bedags, en hy het vir hulle 'n vuurkolom gegee snags. En wanneer ons kyk na die Onse Vader gebed, weet jy, dan sluit hy jou en my in sy voorsienigheid. Wanneer die Here Jesus sy disippels leer om te bid, dan sê hy: so moet julle bid: Onse Vader wat in die hemel is. Dan kom hy en hy sê: gee ons vandag ons daaglikse brood. En dit is baie wonderlik. Nou sien ons dat die volgende het gebeur. Wanneer jy kyk na Josua hoofstuk 1, en ons vat dit vanaf die eerste vers, dan kom hy kom met hierdie woorde. Hy sê: en na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek. En hy het vir hom gesê: my knegt Moses is dood, maak jou dan nou klaar. Trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land
wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek, hier is hy, elke plek, kom ons herhaal dit weer, elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Hier kom verandering. En nou is dit so dat verandering bring baie keer onsekerheid. Verandering bring baie keer spanning en angs, en soms bring verandering ontwrigting teweeg. Verandering verg geloof. Hierdie is baie belangrik, want ons wandel nie deur aanskouing nie, maar ons wandel deur die geloof, soos die een wat die onsienlike God sien. Wat is geloof dan? Hebreërs 11 vers 1 sê dat die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Dit is 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Wanneer alles rondom jou verander, ontdek jy opnuut die kosbare waarde van geloof. Want geloof het 'n kragtige werking in die aanskyn van die lewe van die gedestabiliseerde en onsekere daar buitekant. Veral wanneer jy kyk na die tyd waarin ons staan met die COVID-19 pandemie, wat wêreldwyd verandering teweeggebring het, mense se fokus gedraai het, hulle fondamente geskit het, maar ook terselfdertyd hulle geloof in die Here laat ontwaak het en hulle geloof in die Here gesterk het. Al wat ons het, luister mooi, al wat ons as mense het in hierdie lewe is die Here. Hy is ons veilige vesting. Hy is ons bron van voorsiening. Die psalmdigter het dit, hy sê, U wys vir my die lewenspad. In U teenwoordigheid is vreugde, en aan U regterhand is daar blydskap vir altyd. Is dit nie pragtig nie? Kyk na hierdie heerlike belofte. Wanneer ons kyk na ons geleesde skrifgedeelte, dan sien ons Josua 1 vers 5 kom hy, en hy maak hierdie verklaring. Hy sê, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. En nou hier kom hy. Hierdie is so mooi. Hy sê, soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wow, hoor die stem van die Here wat in hierdie oomblik van tyd na jou toe kom. Hoor hoe sê hy vir jou hierdie woorde, hy sê, niemand sal voor jou stand hou nie, al die dae van jou lewe nie. Soos wat ek met jou ouers was, en soos wat ek met jou grootouers gewees het, so sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Wanneer ons kyk na hierdie gedeelte in die boodskapvertaling, dan kom hy met hierdie woorde in vers 5b, hy sê, ek sal jou nooit alleen los nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Jy moet hierdie belofte vat, bær hom diep in jou hart. Jy sê, kan ek dit doen? Ja, ons wil jou uitnooi in hierdie tyd. Kom saam met ons en kom ons soek na hierdie onveranderlike tussen die veranderlikes. Wanneer ons sê, soek na die onveranderlike tussen die veranderlikes, dan sien ons dat daar is net een onveranderlike. En daardie een onveranderlike het 'n naam, en sy naam is die Here Jesus Christus, die Seun van die Allerhoogste God, met betrekking tot hierdie onveranderlikheid van die Here Jesus Christus, kry ons hierdie wonderlike verklaring in die Nuwe Testament in Hebreërs 13 vers 8, wanneer hy sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde, en tot in ewigheid. Hier reg van die begin van tyd af, so vroeg soos Exodus 3 vers 14, maak hy 'n verklaring met betrekking tot homself, en hy sê, ek is wat ek is. Hy is die onveranderlike tussen al die veranderlikes. Vind 'n lewende doel. Ons wil jou uitnooi. Vind 'n lewende doel wat groter is dan jy jouself. En hierdie onveranderlike Skepper Heer, wat met 'n magswoord die synde tot stand gebring het, sal jou help om daardie doel in jou lewe tot vervulling te bring. Wat sê hy? Vanuit ons geleesde skrifgedeelte kom hy,
en nie minder dan 3 maal gebruik hy hierdie woorde in vers 6, wees sterk en volmoed. In vers 7, wees sterk en volmoed. Dan weer in vers 9, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie. Die vraag, waarom die herhaling van hierdie woorde, wees sterk en volmoed? Jy sien, ons staan voor uitdagings in hierdie lewe. Uitdagings wat ons krag wil steel, uitdagings wat ons moed wil breek, maar hier kom die Here. En die Here kom nie met 'n voorstel nie. Nee. Hy kom met 'n bevel. En wat is die bevel? Die bevel is, wees sterk en volmoed. Vers 7, wees sterk en volmoed. Vers 9, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie. Ons wil jou uitnooi in hierdie oomblik van tyd, kom en ontdek saam met ons die juweel in hierdie gedeelte. Die juweel, jy sê, wat is die juweel? Dit is baie maklik man. Die juweel moet daardie beloofde land wees waarna hulle uitgesien het. Daardie land wat oorloop van melk, of met melk en heuning. Wow, weet jy wat? Dit moet wees daardie land wat hulle nie gearbei het nie. Dit moet wees daardie stede wat hulle nie gebou het nie en waarin hulle kan woon. Dit moet wees daardie wingerde of daardie olyfboorde wat hulle nie geplant het nie, maar tog geniet hulle die vrug daarvan. Is dit regtig die juweel? O, dis kosbaar en is mooi en is wonderlik, maar dit is nie die juweel nie. In hierdie dag staan die juweel uit en die juweel word geken aan 'n naam. En daardie naam is die groot ek is. Die een wat sê ek is wat ek is. Daardie juweel is die teenwoordigheid van die Here. Soos ek met Moses gewees het, hier kom hy. So sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie. Hoor weer eens sy stem vir jou lewe in hierdie dag en die tyd waarin jy staan en leef. Soos ek met jou ouers en grootouers gewees het, so sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe nie en ek sal jou nie verlaat nie. Kan ons jou herinner aan die Nuwe Testamentiese verklaring in Hebreërs 13 vers 5b, die boodskapvertaling, ek sal jou nooit alleen los nie en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Daarom neem kennis in hierdie dag. Die Here beloof nie aan jou en my dat ons nie stryd sal hê nie. Nee. Hy beloof nie aan jou en my dat daar nie in jou en my lewe uitdaging sal wees nie. Nee. Maar wat hy wel beloof is hierdie een ding, en dit is ek, die Here, is met jou. Ek sal jou nooit alleen los nie en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Hierdie belofte is baie groter dan daardie land, baie groter dan aardse besitreg, baie groter dan stede en huise wat hulle nie gebou het nie, maar waarin hulle woon, baie groter dan wingerde en olyfboorde wat hulle nie geplant het nie, maar tog die vrug van ete, baie groter dan daardie waterbakke wat hulle nie gebruik van het, wat hulle nie eens uitgekap het nie. Daarom kom die Here en hy sê in ons skrifgedeelte, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie. En nou in 1 Kronieke 20 vers 15 kom hy en hy sê, die stryd is nie jou stryd nie, maar dit behoort aan die Here. Is dit nie wonderlik nie? Daarom in hierdie dag, die juweel wat uitstaan hier, wat ek en jy nooit ooit moet mis nie, is die teenwoordigheid van die Here. Waarom is dit 'n juweel? Kan ons vir jou herinner daaraan en vir jou sê waarom dit 'n juweel is wat kosbaarder is dan goud en silwer en besitreg en oorvloed? Die teenwoordigheid van die Here is 'n juweel, want in sy teenwoordigheid is daar oorwinning oor die aanvalle van die sielevyand. In die teenwoordigheid van die groot ek is daar vrede, daardie vrede wat die verstand van die mens
te bowe gaan, daardie vrede wat geld nie kan koop nie. In die teenwoordigheid van die Here is daar blydskap ongekend, is daar vreugde onbeskryflik groote. In die teenwoordigheid van die Here is daar hoop, is daar aanmoediging, is daar nuwe ywer, is daar nuwe dryfkragte. In die teenwoordigheid van die Here is daar nuwe drome. In die plek van daar waar jou drome doodgegaan het, is daar voorsieninge, voorsiening vir heel jou lewe, want die Here sorg vir jou. Wat wonderlik is, hy is die leidsman en die volëinder van jou geloof, en in sy teenwoordigheid is daar wysheid, in sy teenwoordigheid is daar openbaringskennis, in sy teenwoordigheid is daar antwoorde en oplossings vir elke probleem en elke situasie. In sy teenwoordigheid is daar rus vir jou gemoed. In sy teenwoordigheid is daar genesing. Genesing vir jou gees, genesing vir jou siel, maar ook genesing vir jou liggaam. In sy teenwoordigheid is daar troos en vertroostinge. In sy teenwoordigheid is daar heling vir gebroke harte, herstel vir verbrokkelde verhoudings. In sy teenwoordigheid is daar ongekende bo-natuurlike wonderwerke. Daarom in hierdie dag is sy teenwoordigheid 'n kosbare juwele, want in sy teenwoordigheid is daar 'n vars nuwe salwinge wat die jukke verbreke. In sy teenwoordigheid is daar vervullinge en is daar seëninge onbeskryflik groote. In sy teenwoordigheid voed hy jou met die brood van die lewe. In sy teenwoordigheid les hy jou dorse met die water van die lewe. In sy teenwoordigheid is daar oorvloed. Oorvloed van sy ewige genade en die liefde van God die Vader. Daarom kom die woord van die Here met hierdie verklaring en hy sê, in sy teenwoordigheid leef jy, in sy teenwoordigheid beweeg jy, en in sy teenwoordigheid bestaan jy as sy kind. Daarom hierdie aanmoedigende woord, 'n bevel van die Here, wees sterk en volmoed, want die magtige leeu van Juda sal jou nie in die steek laat nie. Deur sy kruisdood en deur sy opstanding het hy die weg tot die Vader se teenwoordigheid vir jou en vir my toeganklik gemaak. Ons kan nou met groot vrymoedigheid van hart in beweeg en voor hom staan, voor hom neerbuig en hom aanbid wat waardig is tot in alle ewigheid. Daarom in hierdie dag is ons opgewonde om te weet dat daardie juweel behoort aan ons. Wow, Jesus het die prys betaal daarvoor. Jy het nie nodig om te werk daarvoor nie, jy het nie nodig om te soebat nie, jy het nie nodig om te pleit nie, nee, hy gee dit vir jou as 'n vrye gawe, as 'n geskenk. Dan kom hy in hierdie dag en hy sê, my genade is vir jou genoeg, sê die Here. Dit maak ons opgewonde. Ons wil sê, o, dankie Here, vir u glorieryke genade. Ons wil kom en ons wil sê, ag Here, ons het 'n begeerte in ons hart en lewe om dieper te gaan, om dieper in te gaan in die teenwoordigheid. Ons het 'n begeerte in hierdie dag om ons harte net oop te maak en te sê, Here, dat dit vloei, dat dit ons oorspoel in hierdie dag, die oorvloed van u wonderlike seën. Dankie dat dit ons deel kan wees. Geliefdes, baie dankie dat u saam met ons gedeel het in hierdie aanbieding, in hierdie oomblik van tyd. En ons wil net sê, ons het groot waardering vir elkeen van u. Weet dat u is in ons gedagtes, u is in ons gebede, en ons eer die Here vir u kosbare lewe. En dan wil ons van hierdie geleentheid gebruik maak om weer eens vir elkeen van u baie dankie te sê. Dankie vir jou liefde teenoor die Here en teenoor die werk van die Here. Mag die Here vir u in hierdie tyd baie ryklik seën. Dankie vir u bydrae wat dit vir ons moontlik maak om hierdie blye boodskap van verlossing uit te kan dra in 'n donker wêreld daar buite en om 'n verskil te kan maak in mense se lewens wat 'n behoefte het. Dankie. Mag die Here vir u baie ryklik seën.
Mag die vrede van die Here u hart en lewe vervul. Amen.